Vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig, dat die Here vir ons genade sal gee om te verstaan wat hy vir ons ook in sy woord opgeteken het. Die hele skrif is deur God ingegee. Dit sluit ook die boek Spreuke in, 'n baie besondere boek in die Bybel met kosbare lewenslesse. Mag die Here vir ons met wysheid bekragtig om dit te verstaan, dit ter harte te neem en ook uit te leef tot eer van sy wonderlike naam. Nou vanmôre gaan ons stil staan by Spreuke 18 vers 9 tot en met vers 13. Vers 9 sê alreeds, hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Nou een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek, is tweelingbroers. Nou vriende, ons almal weet hoe lyk tweelingbroers en in my lewe het ek al baie tweelinge gesien en met uitsondering op die reël is daar tweelinge wat jy maklik kan onderskei van mekaar. Die meeste lyk so naby aan mekaar dat jy, as jy hulle nie goed ken nie, sal jy nie van mekaar kan onderskei nie. Ek onthou toe ek groot geword het, was daar Spanjaardse bure wat langs ons gebly het, Roberto en Luis. Om hulle twee uit te geken het, was amper onmoontlik. Maar hoe beter jy hulle leer ken, hoe meer kon jy sien, daar's verskille in hulle persoonlikhede, en hulle temperamente, en jy kon die onderskeid getref het. Nou sê die Bybel vir ons, as jy nalatig is met jou werk, en jy doen nie wat jy moet doen met 'n vlytige hand nie, is jy soos een wat alles afbreek. Dan is jy soos een wat eintlik alles tot niet maak. En dis is die hele gedagte wat die Bybel vir ons wil deurgee. Vriende, iemand wat nalatig is en iemand wat afbreek, is een en dieselfde persoon. Dis mense wat geen trots het in hulle werk nie, is mense wat nie omgee of dit suksesvol is en of dit nou goed gedoen was of nie. Die Engels praat van to do something poorly or carelessly. En die Bybel sê as jy so is jy maar eintlik soos een wat alles afbreek. En die Bybel sê die einde daarvan is vernietiging. U sien 'n swak of onafgehandelde taak of projek is soortgelyk as 'n taak of projek wat afgehandel is en dan kom breek iemand dit af. Daarom sê die Bybel vir ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. In ons tyd en dag weet ons dat mense eintlik nie meer omgee nie. Ons dank die Here nog vir die wat regtig hulle eer daarin stel. Want die Bybel sê van ons of ons eet of ons drink of wat ook al ons doen dit van harte asof vir die Here en nie van mense nie. Wil vir u vanmôre vra, as u 'n kind van die Here is, dat u vlytig sal wees in u werk, dat u presies sal wees in dit wat u doen, dat u werklik deeglik sal wees in die uitvoering van u taak, sodat die wêreldling wat miskien oor jou aangestel is, na jou kan kyk en sê, waarlik, hierdie man is anders, hierdie vrou is anders, omdat hulle aan die Here behoort. Waarom belangrik, dat ons hierdie taak met 'n vlytige hand sal ten uitvoer bring, sodat ons Vader kan verheerlik, deur sy Seun, ook in dit wat ons doen. Die volgende vers sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Die goed van die ryke is sy sterk stad, en soos 'n styl muur is sy verbeelding. Voor die verbreeking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan die eer vooraf. Nou vriende, ek lees hierdie 3 verse saam, omdat hierdie 3 verse vir ons 3 gedagtes noem, waar mense hulle sekuriteit in plaas. Die ware en dan die valse sekuriteit. Nou vers 10 leer vir ons waar ons ware sekuriteit kry. Daar staan, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Nou vriende, in die antieke tye was daar stede gewees met dik groot mure rondom gebou vir beskerming teen die vyande en dikwels was daar binne die stad hierdie groot toring, hierdie versterkte toring, waarin mense ingehardloop het, terwyl die soldate geveg het, die mense daarin gehardloop en was hulle ook beskut teen die vyhandige magte. En die Bybel sê vir ons as kinders van die Here, in hierdie wêreld, met al sy boosheid en sonde, het ons ook die Here Jesus Christus, om na toe te vlug, en ons kan weet met sekerheid, dat hy ons beskerm, dat ons veilige toevlug in hom te vind is, omdat hy ook vir ons 'n sterk toring is. Die naam van die Here, vriende, dui op die karakter van die Here. Dit dui op die werke van die Here, wie hy is en hoe homself in die woord geopenbaar het. En daarom sê die Bybel vir ons, die naam van die Here is nie net 'n toring nie, maar 'n sterk toring. En die Bybel sê die regverdige hardloop daarin en word beskut. So die sekerheid is vir ons baie duidelik hierin opgeteken, dat die kind van God sy standvastigheid, sy beskutting, sy beskerming sal vind in hierdie God van die Bybel. Maar nou sê vers 11 vir ons, die goed van die ryke is sy sterk stad, en soos 'n styl muur is sy verbeelding. Hierdie is valse sekuriteit. U sien vriende, geld kan nie God vervang nie. Luister, geld kan nie God vervang nie. Baie mense wat baie het,
Plaas hulle vertroue so in wat hulle het, dat hulle eintlik van die Here vergeet. Daarom waarsku Paulus vir die jongman Timoteus, dat hy die geldgierigheid moet raak sien, wat die wortel van alle ewels is. Die Here het nog nooit vir ons gesê, dit is verkeerd om geld te besit, of eiendom te besit, of om ryk te wees nie. Maar ons moet versigtig wees, dat ons rykdom ons nie besit nie. Dat die rykdom en die geld nie ons beheer nie. En ons lewe verander en ons lewe kompliseer en eintlik vir ons 'n valse gerusheid in ons harte bring nie. Want vriende, ryk en arm gaan sterwe. Gewild en ongewild gaan die dood tegemoet gaan. Daarom sê die Here, dis net die naam van die Here wat 'n sterk toring is. En die regverdige kan daarin hardloop en beskik word. So as jy vanmôre op jou geld hoop, op jou rykdom, op jou naam, op al hierdie dinge wat jy verwerf het, pleit dit by jou. Dat jy vir 'n oomblik sal stil staan en vir jouself die vraag sal afvra: gaan hierdie geld vir my 'n dag langer tot my lewe toevoeg? Gaan hierdie geld vir my 'n plek in die hemel oopkoop? Gaan hierdie geld vir my enigsins die Here kan omkoop om in sy heerlikheid in te gaan? En jy gaan elke keer by die antwoord kom: nee, nee, nee. Dis nodig om te besef dat jy 'n sondaar is, dat jou pad na God se oordeel is, dat Christus gekom het om aan die kruis te sterwe en aan die kruis gesterwe het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, die ware sekuriteit lê in Christus, die valse sekuriteit lê in geld en in besittings en wat ons bymekaar gemaak het. Maar vers 13 gee vir ons ook 'n waarskuwing. Of vers 12, verskoon. Voor die verbreeking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. Die ander valse sekuriteit, vriende, is mense wat op hulle self vertrou, op hulle eie krag, op die feit dat hulle miskien jonk is en hulle kan sekere dinge doen en hulle kan hulle self beskerm en hulle het hierdie lewenslus wat deur hulle are bruis en hulle dink by hulle self, ek is onaantastbaar. En in ons humanistiese tyd waar sielkunde oorgeneem het en waar die fokus op die mens geplaas word, is mense eintlik gode vir hulle self. Hulle is so lief vir hulle self dat hulle nie meer hulle toevlug na die Here neem, hulle eie nietigheid besef en verstaan nie. Ek het onlangs die program gekyk waar die jong seun hier van Warmbad in 'n rugby ongeluk was, waar hy sy nek gebreek het. En vriende, as jy mens kyk waardeur daai jong man gegaan het en hoe hy vertel hoe sterk was hy in homself en hoe hy dinge gedoen het en hoe hy en sy pa in argumente betrokke was en hy hierdie seun was wat eintlik walglik was in sy huis en tussen sy mense, en hoe die Here hom moes gaan breek het op die rugbyveld om vir hom te laat leer en te laat besef en dat hulle verstaan, moenie op jouself vertrou nie. Vandag staan jy, môre is jy niks meer nie. Vandag is jy sterk, môre is jy oud en afgeleef. Daar's altyd een sterker as jy, daar's altyd een beter as jy, daar's altyd een ryker as jy. Daarom moenie hierdie valse sekuriteit omhels en huisves in jou lewe, dat jy so wonderlik is en dat jy vir altyd hierdie sterk man of hierdie sterk vrou sal wees nie. Die Bybel sê vir ons, voor die verbreeking is die mens se hart hoogmoedig. Dikwels vat God 'n mens na 'n punt toe. En op hierdie pad waar jy miskien sukses bereik, leer die Here vir jou om jou knie te buig en jy wil nie. En die Bybel sê vir ons, daar kom 'n dag dat die Here jou sal knak en jou sal breek, sodat jy met jou tong sal bely en met jou hart sal erken dat die Here God is. Dank die Here dat hy dit nog doen. Dank die Here dat hy almal nie net oorgee aan die boosheid van hulle hart, sodat hulle sterf in hulle sonde en hulle God se ewige oordeel tegemoet gaan nie. Ek vra jou vanmôre, is die Here jou sterk toring, waarin jy in hardloop en beskik word? Of vertrou jy vanmôre op jou geld, of op jou eie krag en jou eie vermoë? Die Bybel sê vir ons, dis valse sekuriteit, wanneer jy op jou geld of op jouself vertrou. Daarom vlug na die Here. Die Bybel sê vir ons, die Here sal hom wat na hom toe kom, nooit uitwerp nie. Die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vriende, ek het legio getuienis al gehoor van mense, wat hulle lewe lank gesoek het na rus en vrede. Hulle het dit gesoek in geld, hulle het gesoek in sport, hulle het dit gesoek in een of ander vertoning van hulle krag of hulle autoriteit, en telke male dit teleurgestel, tot hulle by Christus uitgekom het, die knie gebuig het, en met die tong bely het, hy is Heer, hy is Heer, en toe hulle hierdie waarheid deel van hulle lewe gemaak het, en God hulle geestelike oë verlig het, hulle sonde vergewe het, toe kon hulle uitroep, dit is wel met my siel, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin, en word beskik. Mag die Here ook jou beskutting wees, en mag die Here vir jou vreugde en vrede in jou lewe gee.
tot eer van sy wonderlike naam. Vriende, groete, mooi dag verder, tada.